Goeiedag aan almal, ons is by sessie 64, Sondag 38, en dan is ons by die 4de gebod, dis vraag en antwoord 103. Dan die vraag is, wat gebied God in die 4de gebod? En dan kom die antwoord, God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustig ywer met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe bose werke rus en die Here deur sy gees in my hart laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. So Skalk, ja. Kom ons praat oor die Sondag. En ek dink die punt waarmee ons moet begin, Marius, is baie mense noem die Sondag die Sabbatdag. Dus hier op die heilige Sabbatdag doen jy dit. Nee, die Sabbatdag is Saterdag. As jy rugby kyk. Dis wanneer ons rugby kyk. Vir die Jode het die Sabbat op die Vrydag aand begin. Vir hulle was die dag altyd van sononder tot sononder. Dit was vir hulle dag. Vrydag aand het hulle Shabbat, dan het hulle gaan sit en hulle het soos konings geëet. Hulle het mooi klere aangetrek by die ete en so aan, want dit was die groot heilige dag, Vrydag aand het dit begin. So Jezus is op die Vrydag aand, is hy in die graf gesit. Toe het sy Sabbat begin. Soos God gerus het, in Genesis 2, lees ons dat op die 7de dag het God gerus, na hy sy skepping voltooi het. Hy het gesê, dis afgehandel, die skepping is afgehandel, en dan sê Jezus aan die kruis, dis afgehandel, dit is die herskepping is afgehandel, en dan rus hy die hele Saterdag, Vrydag aand tot Saterdag rus hy in die graf. En dan op die Sondagoggend staan hy op. Nou die vroeë kerk het aanvanklik baie van die Jode wat die Here Jezus aangeneem het, het steeds op die Sabbat, op die Saterdag, hulle Sabbat gevier. Ja. Maar op die Sondag was vir hulle die dag van die Here. En die dag van die Here het al meer in die vroeë kerk die plek van die Saterdag begin inneem. Want elke Sondagoggend het hulle dit gevier, dat die Here Jezus uit die graf opgestaan het, dat hy lewe, dat die nuwe skepping begin. Morning has broken, sing, dink Cat Stevens se weergawe daarvan is vir my die mooiste. Hoe kon die ou toch 'n moslim gaan staan word? Ek kan nie glo nie. Morning has broken. Dan sing hy, Blackbird has spoken like the first bird. Morning has broken like the first morning. A blackbird has spoken like the first bird. So hy, vir Cat Stevens, in daai liedjie, Morning has broken, herinner elke oggend hom aan die eerste oggend van die skepping. Ja. Maar vir die vroeë Christene was dit spesiaal op die Sondag. Nou, wat was God se bedoeling met die Sabbat? Het ons dan nou nog 'n rusdag nodig? Kan ons nie maar net aangaan nie? En ek dink dit is verkeerd, dat ons so agter die geld en die goed aan is, en so besig is, dat ons nie meer 'n rusdag het nie. Dat ons nie meer 'n Sabbat het nie, dat die Sondag nie vir ons 'n Sabbat is, 'n rusdag is nie. Dis nie die 7de dag nie, want dit is waar die woord Sabbat vandaan kom, maar dit is nie meer 'n rusdag nie.
ons Sondag nie, dit is sport, en dit is winkels, en dit is allerhande goede. En die hele punt van die Sabbat in die Ou Testament, en wat ons as Christene tog ook maar goed in gedagte moet hou, die hele punt van die Sabbat in die Ou Testament, is dat dit is 'n werkwoorddag. Rus is nie niks doen nie. Want as jy rus, doen jy ook iets, né? Jy rus. Die denkers oor hierdie rus het mos nou onder leiding van die Heilige Gees verder gegaan as net die 7de dag is die Sabbatdag van die Here, dan God, dan moet jy rus ensovoorts ensovoorts. Hulle het gesê dit het te doen daarmee dat jy iewers in jou besige lewe 'n tydjie afknyp in die teenwoordigheid van die Almagtige. Dat jy iewers in jou besige lewe 'n langer tyd het om in die teenwoordigheid van die Here te vertoef. Ek het nou hierdie week my voorberei vir die dagstukkies wat volgende week uitgesaai word, en die dagstukkies opgestel oor Psalm 1. Die hele Psalm 1, ek dink so 6 keer oor hom in die dagstukkies. En vir myself, ek ken hierdie Psalm uit my kop, ek kan hom in Hebreëus vir jou opsê, maar ek kan, maar elke keer wat mens mos met die Bybel besig is, en bidend met die Bybel besig is, dan gaan hy nie oop. Ongelooflike boek. Dis 'n towerboek, ek mag nou nie dit so sê nie, maar dis nie 'n towerboek nie. Maar dis, wow, die Bybel verras my altyd weer. Want ek het nou hierdie Psalm wat ek van kleins af lief het en ken en mee leef, het vir my, terwyl ek met die dagstukkies besig was, weer nuut met my gepraat. Ja. En die Psalm moet 'n mens mooi verstaan, loop staan met die Psalm staan jy eintlik voor 2 paaie, voor 'n vurk in die pad, en jy moet nou links of regs kies. Ek gaan nou nie sê wat is die goeie een, die links of die regs nie, want die woorde het in ons politiek moes nou allerlei goed gehad, maar jy moet nou een van die 2 paaie moet jy kies. En op die pad, op hierdie paaie is daar raadgewers. So hy begin met die raadgewing van die sondaars. Hy wat gelukkig, dis eintlik 'n uitroep wat daai eerste woord het. Gelukkig is die mens wat nie wandel op die weg van die sondaars nie. Met ander woorde, die sondaars se raad, by wie jy stil staan en in wie se kring jy sit, dis nie goeie raad nie. Maar nou dink ons aan die goddeloses of die sondaars, is nie noodwendig mense wat lelike goed doen nie. Dis partykeer die mooiste goed. Maar die verskil tussen die sondaar se raad of die goddelose se raad en God se raad is, die goddelose sê, sorg vir jouself, jy is nommer 1. Jy moet, jou eie belang is die belangrikste. Daarom is die Twitter in TikTok en al die goed is vol raad oor hoe om ryk te word, nee, oor hoe om aansien te verwerf, oor hoe om aantrekliker te wees, oor hoe om mense te verlei, as jy dan so ver wil gaan. Maar die punt is, en daai goed resoneer met ons eie hart, want sonde is 'n diepe in ons self gekeerdheid, nie? So dis die een weg. Die ander weg is om met God se woord te sit en dit, so sê die Psalm,
eintlik die nuwe vertaling het die Hebreëse woordjie agada so reg vertaal met mymerend, prevalent te lees. God se woord prevalent te lees. En die punt is, op die pad van die sondaars hoor jy hulle raad. Op die pad van die Here moet jy sy woord so hardop lees dat jy God se raad hoor, né? Jou eie stem moet vir jou in jou oor fluister. Dis die regte pad. En die verskil tussen daardie pad en God se pad is eenvoudig dat op God se pad gee jy. Iemand in die ekonomie het op 'n stadium bestuurswetenskappe, ek lees mos nou alles wat voorkom. Iemand in die bestuurswetenskappe het op 'n stadium vir maatskappye gewaarsku en gesê, pas op, want jy kry twee soorte mense. Jy kry gewers en grypers. En die grypers is die get-goers. Moenie te veel van hulle hê nie, want hulle is ingestel op hulle self. Die gewers, jy moet meer gewers as grypers hê. Want gewers sal 'n goeie idee met die ander ouens deel. Ja. Die gryper gaan die goeie idee net vir homself hou en want dit moet sy posisie bevorder. So ekskuus, jy mag om te so sê. terug te bring net na die Sondag toe, na die Sabbat toe. Ja. Dis die onderskeid van daai, jy moet kan insig hê, die punt wat jy probeer maak is dat die Sabbat jou 'n ruimte gee. Dit het iets met die rus te doen, dit het iets te doen met onderskeid, Met ophulgryp. keuse. Ja. Want dis nou 'n punt waar ek wil uitkom. Is jy die wêreld wil van jou 'n gryper maak. God wil van jou 'n gewer maak, 'n boom wat vrugte gee op sy tyd. En dis waarvoor die Sondag daar is. Ons is in die week is ons so geweldig besig met gryp. So geweldig besig met bymekaar maak. So geweldig besig met ons eie dinge dat ons min tyd het om aan die voete van die Here te kniel, om sy woord te lees of om in die kerk te sit en na die prediking te luister, na die skriflesing te luister. Om dit te hoor, om daarvolgens te lewe. En dis wat die Sabbat. Yes. Skalk by kyk, die uitdaging is ook net, ons wêreld het verskriklik verander. Soos wat ek het al ook hier lees, is die Sabbat nie net gereserveer vir 'n dag nie. Dis 'n asemhaal van elke dag. Dit wil jou in 'n ritme sit om te kan sê, elke dag van my lewe. Ja, hier kom hiervan voor. So ek weet so 'n bietjie uit die geskiedenis uit dit was so 'n bietjie die mekaar gewees van die vroeë gelowiges en Christene het dan op die Saterdag en die Sondag by mekaar gekom en toe het Konstantyn op 'n stadium gesê nee, ons wil nie glad nie op 'n Saterdag by mekaar nie. Nou verander ek dit amptelik na 'n Sondag toe. So eintlik in die Sondag het daar 'n klomp goed ingespoel waarvan die een die opstanding van Christus is in die nuwe lewe. En aan die ander kant ook die Sabbatsrus, maar dis nie twee aparte goed nie. Dis twee goed wat mooi in mekaar, jy het nou half mooi gesê Jesus het gerus die Saterdag. So mens kan nou baie tegnies wees oor watter dag jy nou moet rus, en is die Sabbat nou die Saterdag of die Sondag? Die Sabbat was die Saterdag gewees. Maar as ons dan nou in ons gebruikstaal oor die Sabbat begin praat, ons praat verskriklik baie oor of kan sê Sabbat, dan veronderstel ons praat nou oor die Sondag wat geskuif het, maar dit gaan oor 'n paar goed wat by mekaar kom. En dan net gou vir ons mense wat luister, die uitdaging van 'n lewe wat anders geraak het. Jy weet, kom ons praat, ons het eintlik nou min tyd daaroor, maar kom ons praat net daaroor oor die uitdaging van dit. Ja, kom ons praat, want kyk, want wat ek graag wil sê is, vers 2 van Psalm 1 sê, hy oordink sy woord dag en nag. Ja. Dit beteken nie, en dan het die nuwe vertaling dit pragtig reg vertaal met, hy lees die woord prevalent, lees hy God se woord dag en nag. Dit beteken nie dat jy dag en nag met die Bybel voor jou oop sit nie. Dit beteken dat jy, as jy op die sypaadjie stap,
as jy in die winkel koop, as jy langs die sportveld sit, want jou kleinkind speel hokkie op die Sondag, of waar jy ook al sit, en loop en staan, want die psalm begin met staan, met loop, staan, sit. So, elke plekkie van ons moderne lewe waar ons loop, staan, sit, moet ons onsself herinner dat die Sondag wil sê, ons is nie grypers nie. Kyk, dit was die doel van die Sabbatdag. Is die mense moes weet, jy kan een dag van die week, minstens kan jy soos 'n koning lewe. Want God sorg vir jou. So ek dink dis 'n manier net, ons moet nou afsluit, maar die iemand ding wat belangrik is 'n dag om te sê, dit sê kom by mekaar. So, wanneer gaan ons by mekaar kom? Nee, ons is almal vas. Ja. Maar tog bly Sondag 'n spesiale dag om dit te doen. So iets gebeur tog, al word ons blootgestel aan 'n klomp uitdagings. Ja. Ons kan te midde van die uitdagings. Ja. Ons hoef nie legalisties te beklei teen 'n Sondag nie, maar wat ons wel gaan doen is, ons gaan gedissiplineerd kan wees om te kan sê, ek moet 'n manier vind. Ja. Ek moet 'n manier vind om te kan asemhaal. So die besprekingsvraag, as die rusdag nie 'n konsentrasiekamp van menslike reëls is nie, maar 'n vrye feesdag waar ons Christus se oorwinning vier, hoe verander die wete dat jy Sondag toegerus word vir jou daaglikse diens van Maandag tot Saterdag, die manier waarop jy hierdie dag van geestelike arbeid benader? En dan vir ons volgende sessie waar jy kan dink, hoekom dink jy is dit vir God so belangrik dat ons ouers eer? Wat beteken dit om hulle te eer?